Goed, geliefdes, wat 'n lekker vol week. Ons deel graag met julle die afkondigings vir hierdie week. En die eerste belangrike ding, vanaand belydenis van geloof geleentheid. So kom na die Kompleks Campus toe, vanaand 6uur, almal is hartlik daarna uitgenooi. Net soos wat ons met die roetemerkers, ook die graad 11s met die belydenis van geloof ondersteun nou, ook die wat die matrieks ondersteun het en voorbid vir die eksamens. Dankie vir julle inkoop, dankie vir die dawees. So almal vir wie dit vanaand moontlik is, kom ondersteun asseblief al ons kinders wat belydenis van geloof kom doen. Dan, DV die 8ste November, is dit ons GLS geleentheid, so julle is baie welkom om al julle vriende te nooi, asseblief kontak die kantoor of skakel op Quicket in, koop jou kaartjies, moet nie hierdie geleentheid mis nie, ek dink dit gaan baie besonders wees. Dan die 15de het ons spesiale vroue geleentheid, kyk asseblief na hierdie inset. Toe my seun Siebert klein was, het hy effens gebrei. En elke oggend as ek by die deur uitgestap het, het hy my gevra: "Mamma, gaan jy kerk toe of gaan jy werk toe?" Dan sien ek staan in die bediening met my een been, ek is 'n deeltydse predikant by Familiekerk NG Kameeldrift, en met my ander been staan ek in ons familiebesigheid. Ek is die bestuurende direkteur van Villa Krause Velsorg. En elke keer as hy gevra het, "Mamma, gaan jy kerk toe of gaan jy werk toe?" het ek besef, maar ek kan nie een persoon by die werk wees en 'n ander persoon by die kerk wees nie. Net so kan ons ook nie een persoon langs die braaivleisvuur wees en iemand anders by die kerk wees nie, want dit is verkleer mannetjie geloof. Ja, God wil hê dat ons sy lig en liefde moet uitdra deur al ons woorde en deur al ons dade moet ons hom groot maak. Nou hierdie is 'n gedeelte van die tema waaroor ek gaan gesels die 15de November by NG Gemeente Jeffreys Bay by die Kompleks Campus. Ek sien so uit na hierdie mooi geleentheid. Jy gaan bederf word met 'n noenmaal. Villa Krause Velsorg gaan vir jou 'n lieflike geskenk gee, ons collagen serum, daar gaan stalletjies wees, ons gaan lekker kuier en sommer net die Here se teenwoordigheid geniet en ervaar. Ek hoop om jou daar te sien. Kontak vir Suzaan vir meer inligting. Geliefdes, dan is ons wynveiling DV die 27ste November en julle weet elke jaar is dit iets om na uit te sien. As daar van julle is wat dalk vir ons goeie wyne kan skenk of iemand ken wat dalk goeie wyne kan skenk, kontak mooi asseblief die kerkkantoor en daar sal ook meer op die afkondigings beskikbaar wees eersdaags oor ons wynveiling. Dan die 10de maand is ons so dankbaar vir die Here. Dankie vir elkeen se bydrae. Ons gaan vir julle ietsie meer ook daarvan vertel. Gemeente, ons 10de maand se terugvoering wil ons graag met julle deel, dat ons het verlede week het ons met julle gedeel dat ons net so oor die 300,000 ingekry het, en ons kan ons met julle deel dat ons net so aan die 500,000 rand raak, en ons wil vir julle sê, baie dankie vir elkeen se finansiële bydrae. David, is vir my wonderlik om ook te sien hoe gemeentelede inkoop, en dit waarmee ons ook mee besig is, hier in Jeffreys Bay, en ook tot die uithoeke van hierdie wêreld. Is regtig net wonderlik om die seën van die Here te beleef en die genade wat hierby betrokke is in mense se harte rondom dit jou. Ja. Ons wil vir julle ook sê dat ons het nog die hele November maand, soos jaarliks is dit Oktober en November maand, wat ons natuurlik dan ons 10de maand ook het, en vra ons ook, indien daar enige bydraes nog ook moet inkom in November maand, is julle meer as welkom om dit ook te doen. Onthou asseblief om dit net te spesifiseer, 10de of 10 of 10de maand, dat ons dit ook dan reg kan allokeer. Ons hoop regtig dat ons ook dan by ons mikpunt hierdie jaar sal uitkom van 700,000 en ons sien regtig uit na dit wat die Here ook gaan doen binne in hierdie gemeente en ook deur hierdie gemeente om 'n verskil te kan maak. Weet jy, Joe, ek het vir my nogal self die vraag afgevra, wat is die rede waarom die Here die gemeente op die oomblik so geweldig seën en waarmee is die Here besig en wat wil hy doen? Dis nogal 'n godsvraag om te vra. Verseker. En ons sê altyd vir mekaar ook dat om vir 'n gemeente te gee is om nie vir 'n gemeente te gee nie, maar dis om deur 'n gemeente te gee met die werk waarmee die Here besig is. En so seën die Here ons om 'n seën vir ander mense te wees. En dankie vir elkeen van julle se inkoop en julle deel wees ook van hierdie jaar se 10de maand. Ja. En dan kollega die leraarspos opgewonde. Ja, dis 'n nuwe hoofstuk ook wat vir ons oopbreek in die gemeente. Ons is opgewonde vir 'n nuwe kollega wat binnekort ook by ons gaan aansluit.
Tans op die oomblik het ons so 16 aansoeke ook ingekry vir hierdie spesifieke pos, so wat ons ook weet wat baie sterk gefokus is op ons families en ook natuurlik op ons tieners en naskoolse jeug. Ons is bevoorreg om so 'n pos te kan hê, David. En ja, ons sien uit om daai 16 aansoeke te werk. Die proses nou vorentoe is dat ons gemeenteraad het 'n pre-advieskommissie saamgeroep om spesifiek deur die CV's te werk en van daar af gaan ons dan ook 'n kortlys natuurlik saamstel. En dan gaan ons hulle ook uitnooi vir onderhoude. Ons vra asseblief julle voorbidding ook vir hierdie geleentheid. En dat die Here vir ons regtig sal lei binne in dit, dat ons so sensitief ingestel sal wees vir die Here se leiding van sy gees, vir onderskeidingsvermoë, sodat ons ook weet wat die Here wil. Ja, die Here voorsien die arbeiders vir die oes en dat julle saam met ons bid dat die Here ook in daai persoon se hart en hulle gemeente sal werk wat hiernatoe moet kom, dat die Here daai voorbereidingswerk ook so sal doen en vir hom ook daarvoor dankie sê. Ja. Ons beoog om einde November, begin Desember met ons onderhoude ook mee besig te wees, maar ons sal julle ook op hoogte hou van hoe die proses ook verloop en ons sê dankie vir julle elkeen se voorbereiding, ondersteuning ook op hierdie pad. Goed. En dan is dit jou sabbatsverlof. Elke 4 jaar het 'n leraar 'n geleentheid om vir 30 dae by die Here te gaan stil word en te reflekteer oor die afgelope 4 jaar, maar ook vorentoe te kan kyk vir waarmee die Here besig is in jou eie lewe, David, maar ook in die gemeente. En dis nou in November maand jou sabbatstyd. So Ek wens regtig met my hele hart dat al my kollegas nou op hierdie stadium 'n sabbatsverlof kon kry. Ek dink almal het op hierdie stadium 'n sabbatsverlof nodig. Maar Joe, ja, ek wil regtig net die tyd spandeer om met die Here 'n bietjie te gaan reflekteer. Ek wil 'n bietjie gaan stil raak met hom. Ek wil 'n bietjie spesifiek werk en navorsing doen en 'n bietjie verder werk met ons as kollegas werk nou al 'n geruime tyd met praat ons oor huweliksvoorbereidingskursusse en om 'n kwaliteit produk op die mark te sit waarby gemeentes in die land ook by kan deel van word en inkoop by. So ek wil regtig aan dit begin werk in November en miskien daai produk vir ons span voorlê en dat ons verder daarmee woel en werk. So dis een van die dinge. Ek wil gaan stil word en net 'n bietjie kop skoon maak en 'n bietjie reflekteer oor die jaar wat verby is. En ek sien verskriklik uit na 2026. So dankie vir die voorreg vir die gemeenteraad en die gemeente wat ons daai kans gee om daai tyd te kan spandeer met die Here in mekaar. Dit bring weer hernuwing vir 'n mens, nê, van innovasie. Dit bring om 'n nuwe manier van kyk. En natuurlik ook om roeping net weer, roepingbewustheid, David, om terug te kyk en te besef hoekom die Here ons roep vir die bediening, met alles daarmee saam ook. En ons wil vir jou sê baie sterkte. Ons sien uit met dit wat die Here jou mee gaan vul om terug te kom hier na die gemeente toe. En ons sien uit ook vir hierdie volgende tydperk. Mag die Here saam met jou wees. Belangrik gemeente, moenie vir David in November maand pla nie. Julle kan met ons vir ons skakel of hy sal dit in elk geval net aan ons oorgee en van daar af julle moet vir hom bid. Dis die belangrike. Vir hom bid vir hierdie tydperk en mag die Here jou ryklik seën. Dit is wonderlik om saam met jou in die bediening te wees, David. Wonderlike kollegaskap en dankie ook vir wat jy vir die gemeente doen en ook beteken. Mag die Here jou ook ryklik seën daarvoor. Dankie kollega. Dankie. Seën vir julle. As hy kan ons vir jou bid? Dankie. Here, baie dankie vir David en dankie vir die voorreg wat ons het om in die bediening te kan wees. Here, dit is 'n voorreg en ook 'n verantwoordelikheid. En so weet ons, Here, het ons nou die voorreg om elke 4 jaar met sabbatstyd te gaan. Vir daardie 30 dae, Here, is dit so 'n belangrike tyd van vernuwing, van tyd saam met U. En Here, dat ons regtig ook vir David aan U kan opdra in hierdie tyd. Mag U met hom wees, mag U hom kom seën, mag U hom kom toerus en kom vul met dit waarmee hy moet besig wees vir die volgende tyd, ook in die bediening. Mag hy ook reflekteer en ook met opgewondenheid ook kan terugkyk en dankie te kan sê en ook te kan sien wat die afgelope 4 jaar gebeur het. Geestelik, in sy eie persoonlike lewe, binne die gemeente, maar ook verder om hierdie volgende seisoen ook aan U op te dra. En Here, dankie dat ons ook kan weet dat U in beheer is en dat U die koning van U kerk is en dat U ook saam met NG Gemeente Jeffreys Bay hierdie pad ook vooruit gaan. Wees saam met David, seën hom ryklik vir hom en sy gesin. Mag goedheid en liefde en genade elke oomblik in hierdie tyd saam met hulle wees. In Jesus naam. Amen. 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 Ons mag vandag se erediens vir elkeen van julle geseënd wees en mag julle die liefde van die Here ervaar en geniet ook die samehorigheid ook in hierdie dag. Alles.
Goeiedag vriende, baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se aanlyn erediens. Dit is vir my so 'n groot voorreg om saam met julle vandag ook op reis te wees in die Here se woord en heel hartig uit te sien na dit wat aan die einde ook met ons eie lewens gaan gebeur wanneer ons spesifiek kyk na hierdie teksgedeelte en hoe dit ons ook gaan rig om al hoe meer te wees wat God vir my en vir jou ook in gedagte het. Ek wil ook vir jou sê, waar ook al jy mag inskakel, of dit nou by die huis is, in 'n siekeboeg, of dalk by 'n aftreeoord, of dalk is jy op reis, of jy is ergens besig om te kamp, wil ons vir jou sê, mag vandag se erediens vir jou ryklik geseën wees. Mag jy die Here se nabyheid en sy liefde ook ervaar. Sit sommer vir ons hier in die comments gedeelte, ook van waar af jy mag inskakel, en dat ons dit ook kan weet. Dit is altyd lekker om ook te weet, ons kyk gewoonlik na die statistiek en ons weet dat baie mense van Australië, Nieu-Seeland, ons het 'n klomp mense in Ierland wat inskakel, ons weet ook 'n klomp mense in Suid-Afrika, reg deur Suid-Afrika en ook in Afrika, en hoe ook al dit mag wees, van waar ook al, is hierdie tegnologie wat vir ons gegee is, om saam die woord te kan luister, saam op reis te kan wees, hier waarmee die Here ook mee besig is in en deur NG Gemeente Jeffreys Bay. Nou, NG Gemeente Jeffreys Bay is 'n gemeente hier in die Oos-Kaap wat die gemeenskap van Jeffreys Bay vanuit 3 kampusse bedien. Nou, dis die Kompleks kampus, die Gama kampus en Paradise Strand kampus. Dit is 'n eenheid, maar ons is ook 'n inklusiewe gemeente wat natuurlik die gemeenskap ook wil omarm en 'n verskil wil ook maak. Ons voel ook dat die Here ons roep hier vir Jeffreys Bay, maar ook verder na die Transkei toe. Ons is ook betrokke in Nyati. Ons is betrokke in Mosambiek in die noorde by Moapula, en dan is ons ook verder in Indië ook betrokke en tot die uithoeke van Feba Radio, waarby ons gemeente ook baie sterk ingeskakel is. In hierdie Oktober en November maand, soos elke jaar, is ons 10de maand en is ons tans besig met 'n reeks om spesifiek nie net te kyk oor geld en ons bydraes en wat ons kan bied nie, maar ook baie belangrik oor 'n ingesteldheid. Vir ons gaan dit elke jaar om te besef wat is die ingesteldheid waarmee die Here my en jou ook wil hê moet gebeur. Want wanneer ons ingesteldheid reg is, glo ek met my hele hart, kan ons ook in lyn wees met wat God wil en wat hy ook deur ons lewens ook wil doen op elke plek waar ons onsself ook mag bevind. Daarom wil ek ook graag vanoggend in hierdie dag begin met die woorde uit ons Fotum gedeelte. Ons kom vandag na God wat sê, moenie bekommer nie oor môre nie. Ek sorg vir elke dag. Ons hulp is in die naam van die Here, die skepper van hemel en aarde. Daarom wil ek elkeen van julle kom groet, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. As jy in hierdie week 'n verjaarsdag of 'n huweliksherdenking het, sit dit ook vir ons in die comments gedeelte. Ons sal graag saam met jou ook wil vier en vir jou ook geluk sê. Mag die Here ook julle seën elke liewe oomblik, of dit nou 'n verjaarsdag of 'n huweliksherdenking mag wees. Indien julle ook dalk gebedsversoeke het, stuur dit asseblief vir ons na gebed@ngkjeffreys.co.za en ons gebedsspan sal ook graag saam met elkeen van julle wil bid. Elke jaar in Oktober en November maand, soos ek genoem het, kom ons by hierdie bekende tyd van die jaar, wat party mense sommer grappenderwys noem 10de maand, of hulle praat van, okay, ons gaan nou, ek weet, party voel, ag nee, dis nou weer daardie tyd van die jaar, wanneer ons gaan praat oor geld, en ek hoor dit, en ek verstaan dit baie keer, maar miskien moet ons dit vandag net vir 'n oomblik weer 'n bietjie in lyn bring. Ons moet onthou dat Jesus self oor geld gepraat het, oor besittings, oor rykdom. Hy het dit nie gedoen vir 'n fondswerwing of 'n fondsinsameling nie, maar omdat hy geweet het dat ons hantering van geld en dit wat ons besit, wys waar ons harte ook lê. Dis nie 'n finansiële gesprek nie, maar eerder 'n geloofsgesprek. En net vir interessantheid is dit altyd goed om net te verstaan, wanneer ons kyk na statistiek van Jesus se 38 gelykenisse, handel ongeveer 16, dis meer as 40% oor geld, besittings en die bestuur daarvan. Die voorbeeld daarvan is natuurlik die gelykenis van die ryk dwaas in Lukas 12. Ons dink aan die onregverdige bestuurder, ons dink aan die talente,
Ons dink aan die arbeiders in die wingerd, onder andere. In die evangelies van Matteus, Lukas en natuurlik ook in Johannes, word daar meer as 2000 verse oor geld, besittings en die bestuur van hulpbronne gegee. Dit is 5 keer meer as geloof, verse oor geloof, en ook 5 keer meer as verse oor gebed. Hy het besef dat geld nie net ekonomies is nie, maar emosioneel en ook geestelik aan die hart ook kom raak. Dit wys wat ons waardeer, dit toets ons vertroue in God, en natuurlik ook, dit kan 'n baas wees, of dit kan 'n instrument wees. En ek wil vandag kom vra, as ons dink aan dit wat ons besit, en die geld wat ons het, is dit ons baas, of is dit 'n instrument in ons hande, en ook binne in die koninkryk, om 'n verskil te kan maak. Matteus 6 vers 19 tot 21, lê in die hart van die bergpredikasie, en dit maak eintlik sin, slegs as jy dit lees binne die ritme van die hele hoofstuk van Matteus 6. Maar voordat ons daaraan toe gaan, kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here, dan bid ons ook, en ons vra ook die Here se seën, ook oor hierdie teks, en oor ons lewens, en waar ook al ons nou mag inskakel. Here, baie dankie, dat ons op hierdie manier kan inskakel, op reis kan wees, saam met mekaar, en ons gebed is, Here, vandag is dat U hierdie woorde vir ons sal kom oopbreek. Ons gebed is, Here, dankie, dat ons weet, Here, dat U met ons elkeen op pad is, onder leiding van U Gees. Lei U vir ons, mag ons onsself ook, soos in Romeine 12 vers 1, onsself aan U gee, as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir U aanneemlik is, want ons weet, Here, dit is die wesenlike van die godsdiens, wat ons ook moet beoefen. Daaruit ook, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat U ons verander deur ons denke te vernuwe, sodat ons ook kan onderskei wat die wil van U is, wat goed, aanneemlik en volmaak is. Here, ons dankie ook vir verjaarsdae, huweliksherdenkings, van waar ook al mense mag wees. Ons dink aan sterfgevalle, ons dink aan siekes, dat U ook elke oomblik met hulle ook sal wees. Ons bid U seën, U liefde en U genade oor elkeen vandag af. Dankie dat ons tegnologie kan gebruik, Here, om op hierdie manier die woord uit te kry daar buitekant. En ons gebed is, mag U hierdie woorde lewend kom maak. Lei U vir ons, stuur U ons, onder leiding van U Gees, vandag, môre en elke ander dag. In Jesus naam. Amen. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, die hele Matteus 6, gaan eintlik oor die regte oriëntering van die hart. Of soos wat ons nou dit gaan gebruik, en 'n paar keer gaan jy hierdie woord hoor, om weer gekalibreer te kan word. As ons dink aan gekalibreer vir die manne wat jag, as daardie teleskoop natuurlik ook reg gekalibreer is, dan skiet hy in die kol. Ons dink ook aan 'n kompas, ons dink baie keer aan masjinerie, indien ons dalk al met masjiene gewerk het, is daar sekere kalibrasie wat moet plaasvind. Vir boere gaan hulle sê, my planter moet gekalibreer word, om seker te maak, dat die afstand van die saad wat in die grond val, die regte afstand ook is. So is dit ook belangrik dat ons lewens gekalibreer moet word. En hierdie Matteus 6, glo ek, trek ons net vir 'n oomblik reg en stel ons in. Dit kom en dit begin hierdie paar knoppe in ons lewens stel, om te sê, waar moet ons hier stel om al hoe meer in lyn te wees met wat God wil. En hier volg hierdie gedeelte uit Matteus 6 uit. En ek dink ons gaan begin deur net vir 'n oomblik te sê, wanneer ons dink aan 'n kompas, wat verkeerd gekalibreer is. Dit wys nog steeds die rigting aan, daai kompas wys dit steeds aan, maar nie meer die regte noord nie. Jy kan dus aanhou loop, en jy kan selfs vinnig loop. Jy kan in 'n mate seker wees van jouself en die rigting waarin jy gaan, maar jy gaan by 'n totale verkeerde plek uitkom. Matteus 6 is Jesus 'n geestelike kalibrasie instrument vir sy disippels, vir elkeen van ons vandag. Hy wys hoe maklik ons harte verkeerd ingestel kan raak. En hy help ons om weer reg na God se koninkryk, se ware noord, die regte rigting te kyk.
Matteus 6 bestaan uit 3 groot dele en elkeen wys Jesus hoe ons geneig is om eintlik die verkeerde kalibrasie te gebruik en hoe hy ons weer reg intrek en reg instel. As ons dink aan vers 1 tot vers 18 van Matteus 6, dan dink ons aan die kalibrasie van godsdiens. Hy begin dan in daai gedeelte. Hy sê dat die verkeerde kalibrasie is dat godsdiens vir mense se oë is. Dit gaan oor, ek gaan my lewe so inrig, ek gaan my godsdienst so inrig, dat mense my kan sien oor hoe goed ek is en dit wat ek alles doen. Maar die regte kalibrasie, wanneer ons lees in daardie teks in die begin van Matteus 6, dan sien ons dat godsdienst vir God se oë en vir sy hart is, en vir dit wat God wil. Jesus praat oor gee aan die armes in vers 1 tot 4, en hoe ons dit moet nie met aansien en met dat om gesien te word nie. Daarin gaan dit oor na gebed toe, en dan gaan dit ook na vas toe. So van gee aan die armes, gebed, vas. By al 3 sê hy, dat moenie dit aan doen om gesien te word nie, maar jou Vader wat in die hemel is, wat verborge is, wat nie gesien kan word nie, sal jou beloon. Dis 'n herkalibrasie, dis nie die uiterlike vorm wat tel nie, maar eerder die innerlike en die interne fokus wat deel van ons lewens moet wees en wat reg moet wees. Nie op uiterlike skyn nie, maar eerder na verhouding beweeg. Dis die hart van die bergpredikasie en God wil nie godsdienstige vertonings hê nie, want ek dink vandag is daar soveel kere dat mense baie keer in godsdienst vertoon 'n lewe wil bou, om te sê, kyk hoe goed ek glo, kyk hoe God my seën, en op daardie manier ook wys dat dit 'n sekere tipe van status gee. En dit is nie wat hierdie teksgedeelte sê nie. Hierdie teksgedeelte sê juis om weer reg gekalibreer te word. God wil nie godsdienstige vertonings hê nie. Hy wil egtheid van harte hê. En dan beweeg hy oor na vers 19 tot 24, wat vir my van die mooiste gedeeltes is. Dit is eintlik die kalibrasie van waarde en van 'n skat wat in ons lewens is. En ons weet ook dat 'n verkeerde kalibrasie in hierdie gedeelte gaan dan natuurlik vir ons, wanneer ons dit nou gaan lees, gaan ons sien dat hier is 'n skat op aarde, dis materiële goed. Teenoor die regte kalibrasie, 'n skat in die hemel, geestelike sekuriteit en vrede en rustigheid ook daarmee saam. Ek deel graag saam met julle uit hierdie teks uit en kom ons hoor wat die Here vir ons wil sê wanneer ons saam Matteus 6 vers 19 tot 21 lees. Die opskrif daar is skatte in die hemel. En dis 'n baie kort gedeelte wat baie sê aan die hand van die hele Matteus 6 gedeelte. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Daardie roes wat van gepraat word is vreter, is die Griekse direkte vertaling. Moenie dat dinge daaraan vreet nie, dit is die roes. Ons hier by die see weet presies hoe dit ook lyk, hoe daardie roes lyk. Dit lyk asof dit hierdie stal vreet. Moenie goed bymekaar maak waar dinge dit kan vreet nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Tot sover. Hier kom ons by hierdie teks. Moenie vir julle skatte bymekaar maak hier op aarde nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jesus gaan verder, hy sê eintlik vers 22 tot 23 praat dan verder, die oog se lamp vir die liggaam, wat ons sien. En dan natuurlik ook, julle kan nie God en Mammon alleen saam met mekaar dien nie. Julle moet 'n keuse maak. Weereens herkalibrasie, waar jy kyk, waar jy belê, waar jy dien, wys waar jou kompas wys. Ek sê dit weer, waar jy kyk, waar jy belê, waar jy dien, wys waar jou kompas wys. Jesus vra, is jou hart nog ingestel op my? Dit is die groot vraag wat ek en jy vandag moet antwoord, is ons nog ingestel op wat God wil? Of het ons dit stilweg na ander noordes, of na hierdie skynnoord begin beweeg, waar al hierdie dinge ons ook trek. As ons dink aan daardie kompas voorbeeld, dan as ons 'n magneet langs hierdie kompas sit,
onmiddellik begin daai naald in alle rigtings inbeweeg. Partykeer is die wêreldse goeder soos hierdie magneet wat langs dit kom staan. En ons weet ook, dan trek dit in verskillende rigtinge, en daar waar die magneet is natuurlik hoe ons lewens ook mag lyk. En soveel keer word ons beïnvloed deur hierdie wêreldse goed, dat hierdie magneet baie naby aan hierdie kompas is. Ons lewe wat in lyn met God moet wees, wat ons in verskillende rigtings ook intrek. Ons weet ook dat wanneer ons dink daaraan, wanneer dit stilweg na verskillende en na ander noordes beweeg, geld, goed, erkenning, sekuriteit is ook 'n baie goeie voorbeeld daarvan, dat ons baie keer so hierdie verskillende goed as dink dat dit is die ware noord en dit is hoe ons lewens moet lyk, maar eintlik is dit maar net hierdie magneet wat maar net om hierdie kompas beweeg, en hierdie kompas wat self naderhand nie meer weet wie en wat ons is nie. As ons dink aan die verkeerde kalibrasie van vers 25 tot 24, sien ons baie sterk beheer en bekommernis teenoor regte kalibrasie wat vertroue in die Vader alleen stel, want dit bring vrede. Daar staan in daai gedeeltes van vers 25 tot 34 wat jy verder kan lees op jou eie tyd, staan daar, moet julle nie kwel oor wat julle sal eet of drink of aantrek nie. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die res sal daar ook gegee word vir jou. Wanneer ek weet my Vader sorg, dan hoef ek nie te klou aan dinge nie. Om vry te wees van die bekommernis is nie om sorgeloos te wees nie. Dis om vertrouend gekalibreer te kan wees, om te weet my hulp en my vertroue is alleen in die Here. Matteus 6 is een van die grootste geestelike herinstelling van die menslike hart, en Jesus sê 3 keer, moenie so nie, maar so. Dis die hele tyd, moenie dit doen nie, maar leef eerder so. Ons dink aan 'n lewe sonder kalibrasie, is 'n lewe wat godsdiens is vir mense en om gesien te word. Teenoor wanneer ons lewe reg gekalibreer is, staan dit teenoor dat godsdiens is om in verhouding met God te staan. Ons sien aan die een kant 'n lewe sonder kalibrasie, sien ons die skatte op aarde wat bymekaar gemaak word, waar die vreters van roes en mot en natuurlik diewe dit kan steel en kan verniel. Teenoor wanneer ons lewe reg gekalibreer is, dis skatte in die hemel wat ewigheidswaarde het. Dan sit ons aan die een kant, sit ons 'n lewe sonder kalibrasie is bekommernis. Bekommernis en vrees. Teenoor 'n lewe wat reg gekalibreer is, staan die teenoorgestelde, 'n lewe wat in vertroue leef. Die herhalende woord, jou Vader wat sien. Jou Vader wat sien ons soveel keer in hierdie Matteus 6 baie duidelik na vore kom. Jesus wil hê jy moet weet jou lewe is nie buite sy blik nie. Dit is belangrik om dit te weet. Dit is belangrik om te weet dat ons lewens in die Vader se hande natuurlik afspeel wanneer ons lewens vir hom gee en in verhouding met hom ook staan. Hy sien jou hart, hy sien jou motief en hy sien ook jou afhanklikheid raak. Om reg gekalibreer te wees is om in lyn te leef met daardie vaderlike kyk na ons lewens en ook na die lewe daar buitekant. Hierdie kerngedeelte van vers 19 tot 21, die hart as kompas, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En ons moet weet dat hierdie werkwoord is 'n toekomstige tyd. Dit is vir my so mooi as ons gaan kyk na die Griekse vertaling, dan word die woordjie estai gebruik wat beteken sal wees. So baie sterk toekoms georiënteer. Maak dit onafwendbaar dat jou hart volg jou skat. Nie anderste om nie. Jou hart volg jou skat. In die antieke Joodse antropologie is dit baie interessant dat as ons dink aan die hart, daar waar die hart is, die woord kardia, is nie die setel van emosies nie, maar van wil, van verstand en van begeerte. So hart is nie gesetel in emosies nie. Dit is natuurlik, as ons gaan kyk na die Joodse antropologie, dit is eerder die wil, die verstand, die begeerte, die denke. Die emosie setel in die maag en in die niere. En hoeveel kere het mense dit al gesê, dat wanneer ek hierdie diep emosies beleef, dan voel ek dit hier in my binneste. Hierdie kardia wat van gepraat word, is die wil, die verstand, die begeerte, die denke. En die hart is jou sentrum van besluitneming. En die hart is die sentrum van identiteit. Die skat wat hiervan gepraat word, dis nie net materieel nie, dit is alles waarin jy waarde heg.
Dis die gravitasie middelpunt van ons lewens, van die siel. Dit waarin jy waarde heg, trek jou wil, trek jou tyd en trek jou lewe aan. Dit is die mense se diepste waarheid en ek wil dit met julle deel, dat you become what you worship. Ek sê dit weer, you become what you worship, het iemand op 'n tyd gesê. Dis eintlik 'n diagnose wat jy die meeste waardeer, trek jou hart. En waar jou hart gaan, daarheen gaan jou lewe. So as jou skat erkenning is, om erkenning te kry, dan word my hart gedryf om te presteer. Wanneer ek genoeg dankies wil hê in die lewe van wat ek doen en ek wil raak gesien word deur mense, dan gaan ons lewens gekenmerk wees om te presteer en om nog iets te doen waar almal my kan sien. En dan ook, as my skat geld is, my hart hou my vas in die vrees of trots. As ons mooi dink aan, as my skat geld is, word my hart vasgehou deur vrees en trots, en dan moet ek dit beskerm, en dis deel daarvan, die baie daarvan, maar ook die min daarvan. As my skat God is, dan vind my hart vrede, selfs in mees onsekere tye, maar ook in die goeie tye, vier ons, en is ons ook dankbaar. Wanneer ons reg gekalibreer is, beteken dit, my hart se noorde is God se koninkryk. Alles anders moet daaraan pas. Alles, die res van my lewe, dit wat ek het, dit wat ek besit, my hele lewe, my denke, dit wat in my wil, my besluitneming aangaan, moet so in lyn wees met wat God wil. Om jou skat in die hemel te plaas, is om jouself op ander te rig. Jou hart kom daar waar jou verantwoordelikheid lê. In die pastorale taal sê ons die woorde, jou hart loop agter jou hande aan. Wanneer jy gee, word jy verander. Jou hart loop agter jou hande aan. Wanneer jy gee, word jy verander. Die grammatika versterk hierdie dinamiek. Die toekomstige tyd van estia, dit sal wees, beteken slegs sal wees, in die sin van, nie later nie, maar 'n morele noodwendigheid. Jou lewe sal uiteindelik gestalte aanneem volgens dit waarin jy belê. So word die vers, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 'n Refleksie oor karaktervorming, dade van gee, vrygewigheid en vertroue vorm die hart van disippels. Ek sê weer, dade van gee, vrygewigheid en vertroue vorm die hart van disippels. Dade van ophoping en bymekaar maak vorm 'n ander soort hart. 'n Hart wat hard is, dis nou hart, fisies hard, en dan geslote, maar ook 'n hart wat blind is. So die vraag is, hoe lyk ons karaktervorming? Dade van gee, vrygewigheid, vertroue vorm die hart van elke disipel, van elke volgeling. Teenoor hierdie gedeelte van dade van ophoping vorm 'n ander soort hart. Dit is hard, dit is geslote en dit is blind. Ek wil afsluit met hierdie illustrasie. As ons dink aan 'n vlugvaartinstrument, 'n vlieënier kan hom nie op sy eie gevoel of rigting verlaat nie. Wanneer hierdie mis en donker hierdie vlieënier se lewe omsluit en wanneer daar dinge gebeur, dan kyk hy na die instrumente voor hom. Hy vertrou die instrumente wat hier lê. Selfs as sy liggaam sê hy vlieg regop, of dat hy eintlik vlieg hy onderste bo, of eintlik vlieg hy in daardie rigting, maar sy kop en sy lewe sê hy moet in 'n ander rigting ingaan. So gebeur dit met ons. Ons voel soms sekuriteit in die dinge wat eintlik broos is. Jesus gee vir ons 'n instrumentpaneel, Matteus 6. Hy sê, as jy jouself vang dat jy dinge doen vir vertoon, herkalibreer jou aanbidding, want dan is jou ingesteldheid nie reg nie. Wanneer jy jouself vang dat jy dinge doen vir vertoon, dat jy gesien moet word en dankie gesê moet word, herkalibreer jou aanbidding. Want dan gaan dit lankal nie meer oor die saak nie, maar dit gaan oor jou. As jy meer energie sit in die goed wat kan vergaan, herkalibreer jou waarde en waarin jy waarde heg. As jy begin vrees vir môre, herkalibreer jou vertroue, is wat hierdie instrumentpaneel vir my en vir jou kom bied.
En die praktiese toepassings daarvan, hoe beweeg ons om reg gekalibreer te word? En ek glo in my hele hart dat dit elke dag 'n herkalibrasie moet plaasvind in ons lewens. En dit is om eerstens stil te word by God. Gaan na ons binnekamer toe, daar waar niemand ons sien nie, en herstel hierdie verhouding en kom daar uit om te sê, Here, dit begin in hierdie stilte wanneer U in my lewe kom inspreek. Mag ek wees wat U wil hê ek moet wees. Tweedens is herbesin oor wat jy waardeer. Waar belê ek my tyd? Waar belê ek my energie? Waar belê ek my geld? Waaraan belê ek my liefde? Waaraan spandeer ek tyd? Wat is my fokus? Is my lewe ingestel op ewigheid of is my lewe ingestel op die tydelike? En dan herbevestig jou vertroue. Soek eers die koninkryk van God. Herkalibreer jou prioriteite elke dag. Dis die geestelike ekwivalent van jou kompas wat my en jou lewens ook rig. En dis wat die kompas weer stel. Is daar die geestelike ekwivalent van herbesin jou vertroue in God alleen. Die slotgedagte, die groot daad en die groot draad wat deur hierdie Matteus 6 vir my en vir jou na vore kom, is jou Vader sien. God sien, God weet en God sorg. Ons word nie geroep om te bewys hoe ons lewe lyk nie, of om onsself te bewys nie, maar ons word geroep vir dit wat die Here my en vir jou voorroep. Nie dit wat ons besit nie, maar ons word geroep om in vertroue te leef en in gehoorsaamheid voor God te leef. Wanneer ons so leef, wys ons geestelike kompas weer reg en is dit reg gekalibreer. Nie prestasie of wat ek besit of wat ek het nie. Nie na mense nie, maar na die Vader se hart vir my en vir jou lewe. Mag dit ook gekenmerk word dat ons lewens elke dag in lyn moet kom, dat ons deur 'n oop hartchirurgie gaan op 'n gereelde basis en vir onsself ook afvra, Here, as ek moet eerlik wees vandag, dat ek baie keer skatte in die aarde, op aarde bymekaar maak. Hier is my wil, dit wat ek dink, dit wat ek waarde aanheg. Laat ek deur 'n oop hartchirurgie gaan, dat U uitsny dit wat nie so moet wees nie, daar waar die dinge wat nie reg is nie, maar mag ek my hart so ingestel wees, mag my ingesteldheid so wees, dat my skatte wat ek bymekaar maak in die hemel is, want ons weet waar ons skat is, daar sal ons harte ook wees. Mag dit so wees, en mag hierdie woorde in ons harte ook leef vandag, môre en elke ander dag. Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte, hoe vinnig dit uit lynheid raak. En ons vra, herkalibreer ons vandag, dat ons vir U sal lewe, nie vir mense nie. Dat ons skatte sal versamel wat hou, nie wat vergaan nie. Dat ons sal rus in U sorg, en nie in ons eie vrese nie. Stel ons lewens se kompas weer op die regte noord, na U toe, Here. En Here, help ons dat wanneer die magnete van hierdie lewe langs hierdie kompas, langs ons lewe kom lê, wat dalk baie meer ons aantrek en ons dink dat hierdie is belangrik en hierdie is die ewigheidswaarde wat ek daaraan voeg, dan besef ek later van tyd dat ek my menswees en my identiteit maklik kan verloor of dalk al verloor het. Lei ons weer terug, Here, dat ons daardie magneet wat ons baie keer trek, wat Paulus ook so van praat, dat hierdie goeie, dit wat ek graag wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. Soos daardie magneet wat ons een kant toe moet stoot en sê, Here, ek besluit, Here, om alleen my lewe alleen op U te fokus. Stel ons lewens se kompas weer noord na U toe, sodat ons lewens, elke faset daarvan, daaruit sal uitvloei. Ons verhoudings met U, ons verhouding met onsself, en ons verhouding met die wêreld om ons, en ook met die mense met wie ons in verhouding ook staan. Dankie vir U goedheid, as ook vir al die genade, en U leiding ook daarin. In Jesus naam. Amen. Ons wil ook graag vra dat jy ook die gemeente ook sal seën in hierdie 10de maand tydperk vir finansiële bydrae. Indien jy graag wil bydra, is jy meer as welkom. Al die inligting gaan ook op die skerm verskyn
En natuurlik ook dankie dat julle saam met ons op pad is om deur hierdie gemeente 'n verskil te kan maak. Ons sê altyd wanneer ons ook bydra, gee ons nie vir 'n gemeente nie, maar ons gee deur 'n gemeente, want ons weet ook dat die Here dit weer gebruik as 'n instrument en as goeie saad wat op die regte grond ook val, dat dit ontkiem sal groei bring en ook vrug vir die volgende generasie. Baie dankie dat jy ons ook daarmee ook help en ook daarmee seën. Ontvang ook so die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Mag die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met jou wees en bly. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee, vandag, môre en elke ander dag. Amen.